Goeiedag en welkom. Vandag kyk ons na 'n woord wat ons almal dink ons ken, Afrikaner. Ja, goeiedag. Dit klink eenvoudig, né? Presies. Maar die herkoms is nogal wel laaggelaagd. Ons hoofbron vandag is Dr. Lets Pretorius se Boereboek. Stem saam. Jy dink dalk jy weet presies wat 'n Afrikaner is, maar hierdie bron, kyk, dit sê die identiteit soos ons dit nou verstaan, het dalk later en meer doelbewus ontstaan as wat ons sou raai? Absoluut. Die bron wys byvoorbeeld daarop dat die heel eerste gebruik, dink nou aan Hendrik Biebold, vroeë 1700s. Ja, Dit kon dalk net beteken het iemand van Afrika. Letterlik. net geografies. Presies. En selfs teen 1830, weet jy, het 'n koerant soos die Suid-Afrikaan dit nogal breed gedefinieer. Hoe so? Wel, as enigeen Engels of Hollands wat die land se belange op die hart dra. Maar daar was ook ander betekenisse wat rondgesweef het. Minder flyend, sê die bron ook. Ja, soms verwysend na mense van gemengde herkoms. Dit lyk regtig of die term eers na 1875 met die Genootskap van Regte Afrikaners, die GRA. Die GRA, ja. Ja, eers toe het dit begin vastrap as 'n meer spesifieke groep se naam. Maar selfs dan, en dis wat dit vir my interessant raak, sê die bron, daar's geen konsensus onder historiese nie. Wanneer het hierdie Afrikaner groep nou eintlik ontstaan? Nee, dis 'n groot debat. Sommige sê mos baie vroeg, amper met Van Riebeeck al, die bron is nie juist daarmee ingenome nie. Glad nie, dit word bevraagteken. Ander sê weer dis later, miskien die groot trek eers. Okay. Ja, die kernargument hier is eintlik dat voor 1850 daar maar min teken was van 'n gedeelde identiteit onder die Kaapse koloniste wat Hollands of Afrikaans gepraat het. Regtig. Min eenheid. Die bron haal selfs vir Van Jaarsveld aan, wat sê hulle het so te sê sonder geskiedenis gelewe. Dit klink of daar nie 'n sterk bindende gevoel was nie. Anders is die boere in die noorde. Juis. Hulle was teen daardie tyd al besig om republieke te vorm, jy weet. So, die navorsing kyk dan na 4 moontlike maniere hoe hierdie Kaapse Afrikaner identiteit wel begin vorm het. Goed, kom ons hoor. Die eerste een gaan oor organisasies, né? Ons het die GRA genoem, 1875. Hulle wou 'n bewussyn rondom die taal Afrikaans bou. Korrek. Maar hulle het glo 'n kwai teenkanting gekry, selfs dreigemente, veral van die pro-Britse ouens in die Kaap, die kolonialers. Toe kom die Afrikanerbond, 1880. Ja, en die was aanvanklik wel meer nasionalisties. Mense wat simpatie gehad het met die Boererepublieke. Maar toe, Sê die bron, is daai bond effektief gekaap. Dit het saamgesmeld met onze Jan Hofmeyer se ZABBV, die Boerebeskermingsvereniging, wat baie pro-koloniaal was. Okay. So die bond se rigting het verander. Drasties, volgens die navorsing. Die fokus het geskuif na 'n verenigde Suid-Afrika, maar kyk, onder Britse vlag, ook vir enige loyale onderdaan. En Hofmeyer self? Die bron sê hy het glo Engelse boergesindes verkies as lede. So die argument is, dit was toe 'n politieke party, nie juis 'n volksbeweging nie. Dis nogal 'n sterk punt, daai omdop van die bond. Maar wat van groot gebeure? Majuba, 1881. Die boere wen. Het dit nie 'n Afrikaner identiteit gesmee nie? Wel, die bron erken dit het simpatie gewek in die Kaap, veral by pro-republikaanse kolonialers. Maar, daar's 'n maar. Ja, die maar is, het dit regtig 'n verenigde volksbewussyn geskep? Die navorsing twyfel. Dit wys daarop dat dieselfde Kaapse regering wat simpatiek was, later die Britte logisties gehelp het teen die boere. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Presies. En duisende kolonialers het self saam met die Britte geveg. Dis nogal veelzeggend. En die Engelse bronne van daai tyd praat van boers by Majuba, nie Afrikaners nie. Interessant. En die oorlog self, die ABO, was dit nie die groot smeltkroes nie? Dit word genoem, ja, maar weer as kompleks. Juis oor daai verdeeldheid, so baie Afrikaans sprekendes aan Britse kant. Dit was nie eenvoudige ons teen hulle nie, sê die teks. Goed, dit bring ons by nommer 4, die teorie wat die navorsing as die mees waarskynlike sien. Korrek. Die idee van doelbewuste sosiale ingenieurswese. Eintlik maar die doelgerigte skep van 'n groepidentiteit deur politiek en kultuur in die 20ste eeu. So eers na 1902.
Ja, hiersiening sê die Afrikaner-nasie, soos ons dit leer ken het, is stelselmatig gebou. Dink aan Afrikaans as amptelike taal in 1925. Die vak. Die vak, ja. 1929, die bron noemde die organisasie Afrikaner. En natuurlik die skep van nasionale simbole. Die argument is dat die boere se geskiedenis en identiteit toe ingespan amper geleen is om hierdie nuwe breër Afrikaner-identiteit te vorm. Sjoe. So, die prentjie is een van 'n identiteit wat nie sommer net van self gegroei het nie. Dit het ontwikkel, daar was stryd en volgens hierdie navorsing is dit grootliks gevorm deur latere projekte. Presies. Die bron noem selfs die 1960 referendum, net so onder 50% van Afrikaanssprekendes wat ja stem vir 'n republiek. Dit wys dalk die eenheid was nie altyd so volledig nie. Dis 'n goeie voorbeeld wat hulle aanhaal, ja. En wat vir my uitstaan, is hoe duidelik die bron onderskei. Tussen boer en Afrikaner. Ja, Die boer se ontwikkeling word vroeër geplaas, gesmee deur konflik, onafhanklikheid. Die Kaapse Afrikaner, weer, het later ontwikkel, was aanvanklik lojaal aan Brittanje, meer polities-kultureel gedrewe. Die term Afrikaner, sê die bron, is toe later gebruik om hierdie groepe saam te bind, deels deur die boere se storie te gebruik. dit gee mens beslis stof tot nadenke. So, die kernboodskap hier uit hierdie bron is dat Afrikaner 'n komplekse veranderende ding is. En die idee van 'n enkele ononderbroke nasie sinds 1652, wel, dalk is dit meer 'n latere konstruksie. Ja, en dit los jou as luisteraar natuurlik met 'n interessante vraag, né? As ons hierdie argument volg dat groepidentiteite tot 'n mate gemaak kan word deur taal, organisasies, die manier hoe ons geskiedenis vertel. Ja, hoe beïnvloed dit hoe jy vandag na jou eie identiteit kyk en na die stories wat oor ander groepe vertel word? Iets om 'n bietjie oor te dink. Inderdaad. En dit bring ons aan die einde van vandag se gesprek. Dankie dat jy saam met ons dieper gedelf het.